Goeiemôre broers en susters en ook hartlik welkom aan alle besoekers wat saam met ons hier mag wees. Net van die kerkraad af die volgende afkondigings. Kollekte onder die diens is vir die diakonale kas en by die deure vir ons kerkkas. Ons vanmiddag Bybelstudie in Langebaan. Ons vergader weer by tannie Elsa en oom Abraham se huis en dan donderdag die 25ste sal weer Bybelstudie in Velddrif en ons gaan voort met die boek Hebreërs. Ons fokus vanmôre vir ons erediens gaan wees om ons oë op die Here te hou. Gaan dus ons ontmoetingsdiens afkondig en dan gaan ek dit nie weer aankondig nie. Ons gaan staan, dan gaan ons saam die fotum sing, Psalm 121. Slaan ons oë na die berge op, by wie sal ons hulp wees? Dan gaan ons die groetseën van die Here ontvang terwyl ons bly staan en dan gaan ons steeds bly staan vir ons loflied, Psalm 136. Psalm 136 sing ons van die Here se verlossing en daar's 'n keervers of 'n refrein wat elke keer herhaal, want sy goedertierenheid sal bestaan in ewigheid. Ons loof die Here vir sy goedheid, ons loof hom vir sy verlossing. In vers 14 sê ons, hy het die volk uit die wilde woestyny uitgelei. En in vers 20, loof die God, die Hemelheer, Allerhoogste in mag en eer. Daarna bly ons staan vir die belydenis van ons geloof en dan kan ons gaan sit vir die luister van die wet van die Here. Kom ons staan, dan sing ons saam ons fotum saam, Psalm 121 en daarna die seën van die Here. Liefdes aan die vir wie God die Vader geroep het, wat hy lief het, deur Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan sit en dan gaan ons saam luister na die wet van die Here. Die wet van die Here uit Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, maar die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so bly sit, kom ons sing saam van Psalm 25, ons sing saam vers 3 en vers 7.
Geliefdes, hoe pragtig is die wisselwerking in Psalm 25. Die Here kyk met milde hande en vriendelike oë na ons. En dan vers 7, daarom hou ons oë op die Here, hy wat ons so getrou gelei het. Kom ons bid saam en dan bid ons tot hierdie Here wat ons met vriendelike oë aanskou. Vader wat in die hemel is, Here, dit is vir ons 'n voorreg om U as ons Vader aan te roep, en sonder op so 'n dag waar ons ook vaderskap herdenk. Dankie Here, dat U in U getrouheid, in die goedheid en in die liefde ons Vader is. Vader wat hom ontferm oor ons. 'n Vader wat vir ons lief is en vir ons alles gee wat ons nodig het. 'n Vader wat na ons luister, een wat vir ons die pad wys, een wat vir ons die lewe gee en 'n doel gee om voor te lewe. Een wat ons ook oproep om verantwoordelikheid te neem, dat ons ook die kinders mag wees. Wat 'n groot liefde het U nie aan ons bewys, dat ons juist dit mag wees nie, kinders van God. En dat ons dit nie uit onsself uit is nie, maar dat ons dit is ter wille van die werk, die offer, die genade van ons Here Jesus Christus. En ons dankie dat U vir ons 'n liefdevolle Vader is, 'n Vader wat sy eie seun gestuur het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Dankie Here dat U vir ons 'n Vader is. Ons loof U vir U goedheid, ons loof U vir U genade, ons loof U vir alles wat ons in ons lewe het. In besonder Here, dank ons U dat ons vandag by mekaar mag kom as U kinders. Ons vra dat U ook ons tyd so saam onder die erediens sal seën, dat U by ons sal wees en ons die rigting sal wys. Rig ons oë op U, o Here, want waar anders sal ons hulp kry. Ons bid dat U vandag met ons sal wees, wanneer U met ons praat, dat U ons harte sal oopsluit vir die woord en vir die evangelie, en dat die evangelie in ons harte sal indring, soos water in 'n bedding indring, en dat dit groei sal voortbring, ja, vrug sal lewer, 30, 60, selfs 100voudig. Ons bid Here dat U ons werklik ontvanklik sal maak vir dit wat U vir ons sê. En dat ons dit nie sal vat as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is die woord van die almagtige God, en dat ons sal luister vir daardie rede. Dankie dat U swak mense gebruik, en reguit houe met kromstokke slaan. Ons bid Here, daar waar mense U woord in swakheid saai, dat U ook deur U Gees in die harte van ander sal werk. Nie net hier in hierdie gemeente nie, maar ook reg oor die wêreld, ook hier waar ons uitgaan in die wêreld, verder U evangelie uit te dra. Ons bid ook Here dat U sal wees met ons gemeente, met soveel mense wat swaar kry, siek is, ja, ongemak beleef, hartseer is oor die verlies van 'n geliefde. Dit is soveel mense wat seer het, eensaam is, van wie ons nie eers weet nie, van wie ons nie eers kennis dra nie. Mense wat te skaam is of te seer gemaak is om hulle seer voor te bring. Here, dat U ook met hulle sal wees. En dat ons nie net sal sê, maar laat hulle maar net wees nie, maar dat ons hulle sal opsoek. Dit is tog hoekom ons by mekaar gebring is as 'n kerk. Dis hoekom U vir ons 'n familie gee, sodat ons na mekaar kan omsien, vir mekaar kan lief wees, mekaar kan bystaan. Gee genade, dat ons dit ook so weer aan ander kan uitdeel, en help ons om sensitief te wees vir die wat ons nodig het in die gemeente. Vergewe ook so al ons sonde, soos ons die woord en die wet hoor, word ons weer oortuig van ons swakheid. Waarom kom ons juis na U, en waar anders sal ons hulp en verlossing en genade vind. Kyk weer na ons met vriendelike oë, en help ons om ons oë ook op U te hou. Wees so met die kerk wêreldwyd, ook daar waar daar vervolging is, ook in ons eie land, waar die owerhede en die magte wat oor ons aangestel is, dat hulle ook dikwels daartoe poog om
die woord uit die skole uithaal, die woord te onderdruk in die alledaagse lewe. Here, bring bekering daar waar U ook dit nodig ag. Bring bekering sodat U kerk in rustigheid en in vrede by mekaar kan kom en U kan dien. Daar waar gelowiges nie daardie voorreg het nie, Here, bring volharding en help ons om hulle ook by te staan deur ons gebede en ons voorbidding. Ons pleit, Here, soos ons ons oë op Christus hou, mag ons ook bid, laat U koninkryk kom. Nou kom tog gou, o Here Jesus. Ons bid dit in sy naam alleen. Amen. Liefdes, kom ons lees saam met die woord van die Here en daarna sing ons saam van Skrifbereiding 1:1. Die verkiesingsjubel, ons sing saam vanaf vers 6. Ons lees eers saam met die woord van die Here uit Numeri 21 en 'n kort deeltjie uit Johannes hoofstuk 3. Die boek Numeri, sy naam in Hebreëus beteken in die woestyn. Numeri Bamidbar, in die woestyn. Dit som vir ons die gebeure van Numeri baie mooi op. Dis die Here se volk tydens hulle omswervinge in die woestyn. Nou aan die einde van hulle omswervinge, in Numeri 21 lees ons van die gebeure van Horberg af na die Rietsee toe. Ons lees saam Numeri 21 vanaf vers 4 tot vers 9. Om by die gebied van Edom verby te kom, het die Israeliete van Horberg af in die rigting van die Rietsee getrek. Dis ook die Rooisee. Op pad daarheen het die volk ongeduldig geword en teen God en Moses uitgevaar. Waarom het U ons uit Egipte laat trek, net om in die woestyn te sterwe? Hier is nie brood en water nie, en ons is sat vir hierdie slegte kos. Die Here het toe giftige slange onder die volk ingestuur. Die slange het die mense gepik en baie Israeliete het gesterf. Toe kom die volk na Moses toe en bely: Ons het teen die Here en teen U gesondig met wat ons gesê het. Bid tog tot die Here dat hy die slange van ons af wegneem. Moses het toe vir die volk gebid en die Here het vir Moses gesê: Maak 'n beeld van 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Elkeen wat gepik is en daarna opkyk, sal lewe. Moses het toe 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit. As iemand wat deur 'n slang gepik is na die koperslang opkyk, het hy bly leef. Net so, voordat ons uit Johannes lees, 'n interessante geografiese of argeologiese ontdekking. In Jordanië en in die Jordanië gebied en in die suide van Israel is daar opgrawings gedoen, en veral in hierdie gedeelte waarvan daar in vers 4 gepraat het, tussen Horberg en die Rietsee van Egipte, daar in Moab, is daar opgrawings gedoen en koperslange ontdek. Nou, daar is een van twee teorieë wat gewoonlik voorgehou word. Die een is dat die Israeliete, die Egiptenaars hierdie slange gemaak het, na aanleiding van wat hier in Numeri 21 gebeur. En die tweede teorie is dat die Israeliete 'n slang gemaak het om aan te pas wat oor die algemeen bruikbaar was in die omgewing. Dit is waarskynlik dat hierdie koperslang eerder gemaak is op reaksie van wat hier gebeur het in Numeri 21. Ons lees dan daarmee saam Johannes hoofstuk 3. Ons lees saam vanaf vers 10 tot vers 18. Jesus en Nikodemus se gesprek, vers 10 sê dan, en Jesus antwoord vir Nikodemus: Jy is die bekende leermeester van Israel, en jy verstaan dit nie? Dit verseker ek jou, ons praat van wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel, en julle glo nie. Hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, ewige lewe kan hê.
God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld te gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie die enigste seun van God glo nie. Voordat ons die fokusverse lees, kom ons, terwyl ons so bly sit, sing ons skrifberuiming 1:1 vers 6. Daarna lees ek vir ons fokusverse. Fokusverse nummer 21, vers 9. Moses het toe 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit. As iemand wat deur 'n slang gepik is na die koperslang opkyk, het hy bly leef. Daarmee saam Johannes 3, vers 14 tot 15. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, ewige lewe kan hê. Geliefdes in ons Here Jesus, het gaan nie altyd oor wat ons sê nie, maar dit gaan oor hoe ons dit sê. Enige iemand wat al in 'n argument betrokke geraak het met iemand anders, sal dit gou verstaan. Die woorde wat jy gesê het, was nie so bitsig of so skerp nie. Die manier hoe jy dit gesê het dieper gesny as wat jy verwag het. Het gaan ook nie oor hoe ons vra nie, voor wat ons vra nie, maar oor hoe ons dit vra. Dink byvoorbeeld terug aan julle kinderjare, toe julle jonk was of selfs toe julle kinders klein was. Jong en klein kinders kom op 'n hoekom en 'n waarom fase, waar hulle alles in die wêreld bevraagteken. En as dit badtyd is, dan moet daar eers gevra word, hoekom bad ons? En dan later weer, maar hoekom gebruik ons seep? En hoekom is die water warm en nie koud nie? En hoekom moet ek tande borsel? En so gaan dit voort. En op daardie oomblik is die hele wêreld nog vir hulle nuut. Hulle moet nog alles ontdek en daarom vra hulle vra uit nuuskierigheid uit. Maar wanneer die kinders groter word, meer en meer van die wêreld leer en dan verander dit so bietjie. En teen die tyd wat hulle tieners is, dan is hoekom en waarom nie altyd 'n vraag om inligting te kry nie. Hulle is nie op soek na die rede nie. Hulle bevraagteken eintlik die bedoeling, of meer, hulle bevraagteken die een wat die opdrag vir hulle gegee het. Dis nie hoekom nie, dis hoekom? Waarom? En wanneer ons 'n vraag vra, kan ons dieselfde woord gebruik, maar ons bedoeling en ons gesindheid speel 'n groot rol. Soms is 'n vraag 'n beskuldiging. Soms is dit 'n manier om te rebelleer teen die een wat die vraag vra. En juist hierdie laaste is wat ons sien in Numeri 21, 'n vraag om te rebelleer. Die volk nader die einde van hulle woestyntog. In hierdie tyd, in hierdie 40 jaar, het hulle klere nie verslyt nie, en hulle voete nie geswel nie. Oral waar hulle gegaan het die Here tog vir hulle gesorg. Hulle was onder die beskerming van die Allerhoogste. Maar hulle het ook baie keer teëspoed beleef. Omdat Edom nie vir Israel toegelaat het om die kortpad van die woestyn af na Israel toe te vat nie, moes hulle rondom Edom gaan, hulle moes 'n ompad vat. Waarom gaan hulle in die rigting van die Rietsee? Hulle moet eintlik nou gaan daar waar hulle begin het, in die begin van die 40 jaar.
As gevolg daarvan het die volk baie ontstel. Vers 4 sê, hulle het ongeduldig geword. En ons kan dit goed verstaan. Die woestyn is nie 'n lekker omgewing nie, dis nie 'n maklike omgewing om in te bly nie. Die volk was moeg om die hele tyd te reis. En boonop, lees ons net in die vorige hoofstuk dat van die leiers nou begin uitsterf het. Miriam en Aaron het gesterf. Ja, die hele vorige geslag is besig om uit te sterf. Waarom is die volk eintlik hastig om nou uiteindelik in die beloofde land in te kom? Want wat as hulle nou gaan begin uitsterf in die woestyn? Daarom raak hulle ongeduldig. Maar ons vertaling dra nie eintlik die gevoel van die volk mooi oor nie. Daar staan letterlik dat die siel van die volk ingekort was. Hy het kort geword. Hulle was gefrustreerd. Hulle was gefrustreerd met die Here en met die pad en met die woestyn. Hulle het verontreg gevoel. Eintlik, hulle was onvergenoegd met alles wat hulle het. En daarom sê vers 5, dat die volk teen God en teen Moses uitgevaar het. Dit het dikwels gebeur in die woestyn. Hulle het gekla en gemurmureer, maar dis die eerste keer waar die teks so direk dit stel, dat hulle teen God uitgevaar het. Hulle was kwaad vir God. Hulle het gerebelleer teen hom. Hulle was nie net ongeduldig nie, maar onvergenoegd. En is dan wat die volk vra, waarom? Waarom het U ons uit Egipte uitgelei? U het ons verlos uit die plek waar ons eintlik die lewe gehad het. Ons het elke dag kos gehad, ons het alles gehad wat ons nodig gehad het, maar nou moet ons hier in 'n dooie woestyn kom sterwe. Waarom? Waarom, Here, doen U dit aan ons? En nie 'n vraag om inligting te kry nie, maar 'n vraag om te rebelleer. Hulle beskuldig God. Hulle sê, hy het vir hulle die lewe weggevat en hulle hier kom laat sterwe. En om het erger te maak, voeg die volk nog ietsie by. Hulle sê, hier is nie brood nie, hier is nie water nie, en ons is sat vir die slegte kos. Die ou vertaling stel dit harder. Ons siel walg vir hierdie ellendige kos. Hulle is verbitterd, hulle is opstandig. En eintlik weerspreek hulle self, want hulle sê, hier is nie kos nie, maar die kos wat ons het, hou ons nie van nie. Die Here het elke dag vir hulle wonderbaarlik kos gegee uit die hemel, iets wat niemand van tevore gesien het, en iets wat nooit na dit weer gebeur het nie. Hy het vir hulle water in 'n droë woestyn laat opkom. Waar daar bitter water was, het hy dit soet gemaak. Waar daar geen water was, het hy water uit 'n rots laat voorkom. Daar was kos, daar was water, maar hulle was onvergenoegd. Hulle het eintlik die genade en die voorsiening van God verag. Ons het dit, ons wil dit hê nie. En so slange spoeg hulle dan hulle giftige vrae uit. Waarom? Waarom het U ons van die lewe af weggevat, ons laat sterwe en vir ons hierdie slegte kos gegee? Om net die punt duidelik te maak, geliefdes. Hulle was nie net ongeduldig nie. Hulle was ongelowig en ontevrede. Hulle was ondankbaar. Hulle het wat die Here vir hulle gegee het weggegooi. Hulle oë het van die Here afgedwaal. Hulle het nie meer na hom toe gegaan vir die lewe nie. Hulle het gesê, ons wil eerder Egipte toe gaan, daar waar ons die lewe gehad het. Alhoewel hierdie geslag nie eers die lewe in Egipte beleef het nie. Hulle vra waarom, maar hulle bedoel nie, Here gee vir ons 'n antwoord nie. Hulle beskuldig en sê, U gee ons nie die lewe nie, ons sal dit self gaan soek. En wanneer ons hulle rebellie in hierdie lig verstaan, dan maak die reaksie van die Here daarop sin. Vers 6 sê dat die Here giftige slange onder die volk ingestuur het, en die slange het die mense gepik, en baie Israeliete het gesterwe. Is dalk nie so duidelik op die eerste lees nie, maar die simboliek hier agter is eintlik baie ryk. Eerstens, ons moet nie dink dat die slange skielik nou onder die klippe en uit die gras uitgeseil het nie. Die volk was in die woestyn. Hulle het tussen die adders geloop. Interessant genoeg dat baie kenners sê dat dit waarskynlik die Egiptiese adder was. 'n Slang wat meer volop is as enige ander slang in die Midde-Ooste en Noord-Afrika. 'n Slang wat, as jy 'n sensus gaan doen van 'n stuk area in die woestyn, dan sal jy ten minste 3 in 'n 6 vierkante meter radius kry. Daar was baie van hierdie slange gewees. Hulle was nog altyd daar. Die volk het langs hulle verbygeloop, voor hulle gate getrap,
op hulle soms tent opgeslaan. Nou het hulle verhouding met die Here vergiftig. En daarom kan ons ook hierdie woorde anders vertaal. Die Here het nie die slange onder hulle ingestuur, hulle nie laat uit die lig uit reën nie. Die Here het bloot die slange op hulle laat toesak. Hy het hulle op hulle losgelaat, hy het sy hande van beskerming weggeneem, sodat die volk kan besef dat hy het hulle nog altyd versorg. Hy het nog altyd vir hulle die lewe gegee. In die tweede plek, die volk het die Here beskuldig dat hy nie vir hulle die lewe kan gee nie. En tog het hy hulle elke dag versorg, elke dag onderhou. Al wat hulle moes doen is hulle oë op hom hou. Dit moes die volk dus laat terugdink het aan Adam en Eva in die paradys. Daar waar hulle ook alles gehad het wat nodig was. Die Here het vir hulle kos gegee om te eet, 'n werk gegee om te doen. Hy was by hulle, met hulle. Hulle moes net hulle oë op hom hou, maar Adam en Eva se lewe was deur die slang weggevat. En gevolglik het hulle gesterwe. Daarom stuur die Here juis slange, sodat dit hulle kan herinner aan die sonde wat hulle doen. Die sonde wat nog altyd by die mens was. En derdens, die volk wou graag teruggaan na Egipte toe. Hulle wou die lewe weer in Egipte gaan soek het. En in die hierogliewe van Egipte word slange dikwels uitgebeeld as die beskermer van Egipte en van die farao. Telkens sien ons foto's of prente van slange wat vuur uitspoeg, wat rondom die farao se troon is en Egipte beskerm. Die volk sê, ons wil Egipte toe gaan. En die Here sê, ek sal vir julle 'n voorsmaak gee van wat julle in Egipte sal kry. Daarom stuur hy letterlik giftige slange wat vuur spoeg onder hulle in. En dan in die aangesig van die dood, terwyl die slange die mense begin pik en in hulle benoudheid, vlug hulle tot God. En hulle bely hulle sondes en sê, ons het teen die Here en teen U gesondig met wat ons gesê het. Hulle weet die probleem was tog nooit die kos nie, was nooit die ompad wat hulle moes vat nie. Dit was hulle ongeloof, hulle ontevredenheid, dit was hulle ondankbaarheid vir die genade van God. Daarom pleit hulle by Moses, bid tog tot die Here, dat hy die slange van ons sal wegneem. My geliefdes, kyk mooi. Die Here antwoord nie die volk se gebed nie. Hy vat nie die slange weg nie. Hy gaan na Moses toe en beveel vir Moses om 'n slang te maak, 'n beeld van 'n slang te maak, en dit op 'n paal te sit. Moses het toe 'n koperslang gemaak, het op 'n paal hoog gesit, en elke een wat na die slang opgekyk het, was genees van die slange. God neem nie die slange weg nie, maar hy neem die vrees vir die slange weg. Want wat kan die slange tog nou aan ons doen? As hy ons byt, is daar 'n geneesmiddel. Hy neem die vrees vir die dood weg, want nou is dit nie meer die slang wat die lewe bedreig nie. En nou besef die volk, die Here is die een wat lewe gee. Geliefdes, besef julle hoe besonder hierdie oplossing was. Die Here wys vir die volk dat hy die gebrokenheid, hy die middel wat eintlik die dood bring, hy kan dit gebruik om die lewe te gee. Wat was die Here se antwoord op die volk se gebed? 'n Koperslang op 'n paal. Met ander woorde, hulle moes hardloop en opkyk na die gedierte wat hulle siek gemaak het, na die gedierte wat hulle lewe bedreig. En juis wanneer hulle met geloof in die Here na die slang gekyk het, was hulle genees. Elke keer wanneer die mense verby 'n slangmerk in die sand wat daar geseil het, as hulle dit sien, dan herinner dit hulle weer aan hulle sonde. Dit herinner hulle aan die vloek van die tuin. Die Here draai daardie vloek om in 'n seën. Hy draai die dood om in lewe. En so het die Here dikwels gewerk. 'n Dier moet doodgaan sodat die mense wat gesondig het kan lewe. Bloed wat normaalweg verontreinig, was juis gebruik om die volk rein te maak. Die Here draai die slegte in die goeie. En as die volk net na die Here toe gegaan het in geloof en gesê het, Here, gee ons tog uitkoms uit hierdie woestyn, dan sou hulle dit dalk gekry het. Maar hulle het rebelleer. Geliefdes, dit bring ons na die Nuwe Testament. In 1 Korintiërs 10 sê Paulus dat die dinge van die Ou Testament, en dan verwys hy spesifiek na hierdie gebeure in die woestyn met die slang. Hy sê dat hierdie gebeure opgeteken is as voorbeeld en waarskuwing vir ons.
Ons moet daaruit leer om nie soos die volk deur ons sondige begeertes gedryf te word nie. Die verhaal gaan nie oor Israel nie. Dit gaan ook oor ons. Want die geskiedenis van Israel herhaal homself dikwels in die lewe van die kerk. Soos Israel is ons ook dikwels wandelaars in 'n dor, droë woestynwêreld. Ons is in 'n wêreld wat gebroke is. 'n Plek wat min het. Die pad raak lank, ons raak moeg en ongeduldig en ons begin kla oor ons omstandighede. Trouwens, ons begin vergeet wat die Here vir ons reeds gegee het. En tog is ons nood soveel groter as wat ons besef. Want alhoewel Israel en die volk deur slange gepik was, dra ons almal die gif van die slang in die tuin. Die gif van die sonde vloei deur ons almal se are. Dit vernietig ons hele lewe en ons almal is nie net siek nie, maar sterwend. Die vraag is, wat kan ons doen? Eerstens, ons moet besef dat ons sterwend is. Ons moet besef dat ons 'n probleem het, dat ons gepik is. Ons moet ons sonde besef. En dan moet ons vlug na die Here. As ons wil lewe, dan moet ons gaan na die outeur van die lewe, na die bron van die lewe. En jy's hier waar die lig van die evangelie skyn. Christus sê vir Nikodemus, Moses moes 'n slang in die woestyn op 'n paal sit, maar so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat aan hom glo, ewige lewe kan hê. En hier sien ons 'n ooreenkoms tussen die koperslang op die paal en die kruis van Christus. As iemand gepik was deur 'n slang, moes hy gaan na die koperslang, opkyk met geloof. En geliefdes, dit was nie die koperbeeld wat hulle genees het nie. Daai afbeelding het geen krag gehad nie. Later in Israel se geskiedenis en konings lees ons dat die volk eintlik hierdie afbeelding begin aanbid het. En dan het die koning hom stikkend geslaan. Dat daardie beeld het nie krag gehad nie, dat daardie beeld kon niks gedoen het nie. Maar die belofte van God, dit is wat die lewe gegee het. Die Here het beloof, elkeen wat gaan en na die koperslang opkyk, sal lewe. Hulle oë is dalk op die fisiese, die koperslang gerig, maar hulle geloof was in God. Hulle harte was op die Here gerig vir verlossing. En presies dit is wat Jesus sê in Johannes 3. Die kruis het die dood afgebeeld. Die kruis het die sonde en die vloek afgebeeld. Elkeen wat aan 'n paal hang is vervloek, sê die wet. En na daardie kruis waaraan misdadigers en sondaars gehang het, na daardie kruis het die seun van die mens gegaan. En die volmaakte God kom na hierdie wêreld toe, gebore as 'n mens. Hy word in ons plek as misdadiger behandel. In ons plek hang hy aan 'n vloekhout. Hy word deur die slang aan die hakskeen gebyt. Hy word deur die dood verteer, sê 1 Korintiërs 15. Maar hy staan op as oorwinnaar. Hy word verhoog uit die graf tot in die hoogste posisie aan die regterhand van die Vader. Ja, hy is nie net deur die slang gebyt nie, maar hy vermorsel die kop van die slang. Dan sê 2 Korintiërs 5, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur God vrygespreek kan word. Ja, hy is doodgemaak sodat ons kan lewe, en wanneer ons in die geloof na Christus gaan, dan ontvang ons daardie lewe. En so is daar ook 'n belofte van die evangelie. Christus sê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Geliefdes, kyk na Christus, gaan na hom, glo in hom, en ontvang die lewe. En dit bring ons by ons laaste punt. Israel se verhaal word vir ons as 'n voorbeeld voorgehou, iets waaruit ons moet leer vir ons lewe. Ons lig dan 2 praktiese punte uit. Eerstens, ons moet waak teen die ongeduld wat Israel gehad het. Ons moet waak teen daardie opstandigheid, teen daardie onvergenoegdheid wat hulle gehad het in die woestyn. Dit is die laaste keer in die hele verhaal van Israel in die woestyn wat ons leer, waar ons lees dat die volk gekla het. En dink aan die impak wat hierdie straf van die Here op hulle gehad het. Deur die geslagte heen, as daar
gevra word, vertel ons weer die verhaal van die slange, dan sou hulle begin het met ons was ongeduldig. Ons was onvergenoegd met wat die Here gegee het. Arm geliefdes, as julle moeg is, uitgeteer is, as julle voel dat julle gebede nie beantwoord word nie, moenie uitvaar teen die Here nie, bly geduldig, bly dankbaar, leer om vergenoegd te wees met wat julle het. En prakties beteken dit om dankie te sê vir die Here. En dink aan 'n alledaagse voorbeeld. Wanneer 'n paartjie nuut getroud is, dan is daar baie dankbaarheid. Wanneer die een skottelgoed was, dan sê hulle dankie. Wanneer die ander een kos maak, dan sê ons dankie. En so hou dit aan, maar later neem ons dit vanselfsprekend. Ons sê dalk nie meer dankie nie. Ons hou op dankbaar wees vir die klein dinge, en wat dan? Wat gebeur as ons gewoond raak as die ander een iets doen? En dan raak verhoudings verbitterd. Dan onthou ons net die kere wanneer hulle dit nie meer doen nie. Daarom geliefdes, bly dankbaar. Bly dankbaar in julle hele lewe. Dit is die opdrag van die Nuwe Testament. En bly dankbaar teenoor die Here. Sê dankie, en dit het 'n groot invloed op jou lewe. En tweedens, wanneer die pad lank word en die woestyn moeilik raak, vlug na God. Hou jou oë op Christus. Want net soos Israel het ons ook baie keer daardie vraag, waarom, hoekom? En almal van ons het daardie vraag. Kinders, ouers, ouderlinge, selfs dominees, almal het daardie vraag. Hoekom, Here, waarom? Hoekom juist hierdie pad? Hoekom moet ek hierdie dinge in my lewe beleef? En dit is nie verkeerd om te vra nie, maar hoe ons vra. Ons moet vra soos klein kindertjies, op soek na leiding, op soek na hulp van die Here. Daarom geliefdes, vra, maar hou julle oë op Christus. In jou swaar kry, in jou moegheid, wanneer jy ongeduldig word, kyk na Christus. Ek sluit af met die woorde van die skrif. Die belofte van die evangelie. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Daarom ook die woorde, laat ons dan die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. Kyk na Christus. Amen. Kom ons bid saam. Vader wat in die hemel is, Here, ons vra dat U ons sal help in ons swaar kry, wanneer die woestyn tog vir ons lank raak, wanneer ons vra het, wanneer ons moeg raak. Here, help ons om dan na Christus te kyk. Hy wat homself vir ons oorgegee het, hy wat verhoog is op die kruis en verhoog is tot in die allerhoogste hemele, hy wat homself uit liefde vir ons gegee het, sodat ons die lewe kan hê. Help ons, Here, om ons oë stip op hom te hou. Help ons, Here, om dankbaar te wees vir die verlossing, om dankbaar te wees vir die lewe wat ons reeds het, om dankbaar te wees dat ons kinders van U is, dat U vir ons sorg en ons help en ons lei. Help ons om opreg nie net dankie te sê nie, maar dankbaar te lewe. En help ons, Here, vergewe ons wanneer ons in onkunde teen U uitvaar, wanneer ons ongeduldig raak en dalk sê wat ons nie bedoel nie. Lei ons aan die hand, Here, en dra ons om Christus omvul. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die opname van ons kollekte, en daarna sing ons saam van skrifbereiming 1-313. See
Liefdes, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.